Jullie leert van die meestal. Het hier gezegd. En ik kon niet uitkomen. Maar ik zeg nou, u heeft mij op door mij verleden. En ik weet, die zon kan weer gaan in. Ik blijf staan, die waters kan maar komen. En ik ga naar, die wind ik kan maar waaien. Ik waai niet staan, en ik blijf staan. Die bergen kan maar vallen, ik blijf staan. Ik heb mijn droom gaan halen, ik blijf staan. Mijn voeten op een rots, met die Heer in de zon. Ik blijf staan. Die zon kan weer gaan in, en ik blijf staan. Die waters kan maar komen, en ik ga aan. Die wind kan maar waaien, ik waai niet staan, en ik blijf staan. Die bergen kan maar vallen, en ik blijf staan. Ik heb mijn droom gaan halen, en ik blijf staan. Mijn voeten op een rots, met de Heer in de zon, en ik blijf staan. Mijn voeten op een rots, met de Heer in de zon, en ik blijf staan. Al vallen 1000 ons, wie is bang? Ons God het die oorlog graag gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knieë met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Almal soek 'n antwoord hy vergeet, hoe God sy kinders deur woestyne lei. Met ons voete vasgeanker in sy woord, sal ons nuwe lucht gaan kry. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knieë met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Ons sal staan in sy naam. Nie met mag en krag, maar deur sy gees. Ons God het die oorlog graag gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knieë met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan, ons sal staan, ons sal staan.
Goeiemôre gemeente, baie welkom hier in die huis van die Here. Ons glo en vertrou dat sy teenwoordigheid ook by u sal wees vandag en dat ons met 'n vreugdevolle hart hier sal uitgaan vandag. Net 'n paar aankondigings, soos op 12 Oktober. Ek noem maar net dat die deurkollekte gaan by die deure gevat word. Ons gaan nie 'n deur en 'n bankie hê nie. In die hospitaal die afgelope week, dit was Edwin Martin, Sarah Grasman, Irma Sammer, Marietta Gerber en Marie Janse van Rensburg, Marie Janse van Vieren. Ons bid ook dat hulle gou gesond sal word. Verjaarsdag bo 80 jaar, ek wil net gou kyk wie is hierso. Leonie Horak, is sy hierso? Sy raak 84 op die 14de Oktober. Annie Grobler, ek sien haar ook nie hierso nie. Annie raak 91, Tannie raak 91 op die 18de. En dan oom Rowan Williams, daar sit oom Rowan, ek het hom gesien. Oom Rowan raak op die 17de, raak hy 80. Oom Rowan, baie geluk met oom se verjaarsdag wat dan sal kom en God rykse seën dan ook vir u. Dan gemeente met Dominee Jaco wat nog op verlof is, verwelkom ons vandag hierso Dominee Karel van der Merwe. Dominee is ek sal sê 'n ou bekende hierso, hy was al hierso. Ons glo en vertrou dat die Here dan ook 'n woord op u hart gedra het en luister ons dan ook wat u vir ons gee. Dominee van der Merwe. Daarom nou net keer laat ek 'n voldraadwerkie voorraak hê of nog erger oor die toutrap of langdradig wees nie, jy weet. Dit is baie lekker om saam met julle te wees vandag. Baie dankie dat julle hier is. En ja, ons hoop almal dat dit vandag bietjie lekker gaan reën, hè. Ek dink ons almal het 'n groot behoefte dat die wêreld 'n bietjie nat moet word. So ja, kom ons maak ook tyd daarvoor om vandag ook vir die Here te vra. Here, ons het dit nodig. Ons kan 'n klomp goed, kan ons uit ons eie uit doen en produseer. Maar ons kan nie reën produseer nie. En eintlik as die reën ophou, dan het ons niks wat ons eers kan produseer nie, né? So ons is so diep afhanklik van die Here en vanmôre is dit inderdaad ook wat die Here graag wil hê dat ons sal doen om diep afhanklik ook van hom te wees. Nou ja, nou hoop ek hierdie dingetjie werk. Kom ons kyk nou net hierso. Daar is hy, daar werk hy. Vriende, ek het nou, was nou nie 100% seker hoe dit nou vanmôre hier gaan werk in terme van die kinders nie, want die vorige kere wat ek hier was, het die kinders so gesit, en dan kon ek die kinders hier vorentoe bring, en dan kon ons bietjie met hulle speel. Maar nou, ek is nou nie seker vanmôre nie, ek het nou so half 'n idee, die kinders hou so vakansie. Hallo so vakansie, maar dankie dat julle nie vakansie hou nie, hoor. Dankie dat julle hier is. So mag die Here ook vir ons seën. Ek sien daar hier en daar 'n paar jong mense, dit maak my hart warm as ek die jong mense sien. Dankie dat julle hier is. Baie dankie vir die span daar agter wat die PowerPointe gedoen het en die musiek reg gekry het en die skyfies gemaak het ensovoorts. Baie dankie ook vir julle. Ek waardeer dit regtig baie, hoor. Ek wil graag vanmôre 'n bietjie saam met julle kuier. Ons gaan so 'n bietjie saam met Habakuk kuier. Habakuk het 'n boek geskrywe, 'n profeet van die Here, wat daar tussen die klein profete hier aan die einde van die Ou Testament lê. Daar sal jy boeke kry soos Amos, Obadja, Jona, Micha, Naam, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria, Maleagi, daardie 10 lê daar. Nou Habakuk is een van hulle. Die vraag vanmôre wat ons vir mekaar vra is, Here, hoekom?
Want ons nie hoekom vra Here, hoekom? Dan stap ons eintlik so bietjie in die voetspore van 'n Habakuk. Sal later daarby uitkom. Maar vandag het ons so baie hoekom vra. En heel eers moet ons mekaar vra, mag 'n mens vir God hoekom vra? As jy nou moet dink, wat sal jou antwoord wees? Mag ons vir God hoekom vra? Lyk my nie julle weet nie. Julle reageer nie regtig na my kant toe nie. So ek is nou nie seker wat ek daaruit moet aflei nie. Maar as ek 'n verhouding het met my pa, 'n goeie verhouding het met my pa, dan mag ek mos vir my pa vra hoekom. Dan mag ek mos. Die moeilikheid met 'n hoekom vraag is dat enerzijds is 'n hoekom vraag, ek wil inligting hê, en as daar binne 'n verhouding, sê nou maar met my pa is, dan kan ek binne die verhouding vir my pa hoekom vra om inligting te kry. Maar die moeilikheid is dat as ek nie 'n verhouding het nie en ek vra vir iemand hoekom, dan word dit 'n vraag oor iemand se integriteit, oor iemand se karakter. Daarom, as ons iemand se karakter bevraagteken, God se karakter bevraagteken, dan lê dit nie binne die verhouding met hom nie. Maar wanneer ons 'n hoekom vraag vra binne my verhouding met God, dan word dit 'n groeigeleentheid. Dan word dit 'n geleentheid waar ek by my pa inligting kon kry. Hoekom julle kan nou nie daai blou blokkies sien nie, en ek moet nou eerlik wees, hier by ek staan, gaan ek dit ook nie gesien kry nie, so laat ek dit net gou hier net gou manoeuvre, is die enigste plek waar ek nou hier 'n bietjie gaan moet 'n storieetjie maak, daar is hy. Hoekom, Here, gebeur dit dat 'n prokureur wat ernstig is daaroor om misdaad uit die weg uit geruim te kry? Waarom gebeur dit, Here, dat Bouwer van die kerk in Johannesburg binne in sy spreekkamer of sy kantoor letterlik afgemaai word? 'n Kind van die Here wat gaan vir wat reg is. Waarom, Here? Waarom, Here, gebeur dit dat in ons land met sy geweldige armoede en werkloosheid van party areas tot oor die 50% werkloosheid, waarom gebeur dit dat in groot moondheid soos Amerika 30% heffing kom insit, wat beteken dat firmas nou 30% meer moet betaal, hulle personeel afdank, wat werkloosheid en misdaad verhoog? Waarom? Kom gebeur dit, Here? Kom gebeur dit dat in hierdie land, wat bekend staan as 'n Christelike land, veronderstel is om 'n Christelike land te wees, dat bedrog, geldwassery in hierdie land hoogtyd vier, en dat eerlike mense aan die kortste end trek? Hoekom, Here? Hoekom, Here, geweldige droogtes op die plase van kinders van U, wat vir die land sorg vir kos? En as daar droogtes is, dan moet ons kos invoer teen 30% meer. Kom, Here. Kom, kan nie maar net vingerklap in dit reën nie. Hoekom, Here, bly ons as kinders van U
agter sulke tralies, agter sulke mure met alarms en diefweerrings en al sulke goed. Om ons te beskerm teen diefstal. Hoekom, Here? Hoekom, Here, soveel misdaad? Ek kan nie meer in die straat loop nie. Veral vrouens kan nie meer eers alleen in die straat omtrent loop nie. Misdaad. Versteekte misdaad. In groot firmas en groot maatskappye. Versteekte misdaad. Hoekom, Here? Here, hoekom kinders van U op lang siekbeddens met kanker in die hospitaal laat lê? Hoekom, Here? Hoekom moorde? Nie net moorde met die doodmaak deur 'n geweerloop of deur 'n mes nie, maar moorde met jou tong. Waar die mense met jou tong seermaak. Waarom, Here? Waar die hart van vol is, loop die mond dan oor. Is ons harte dan so leeg, Here? Hoekom, Here? Ek het 'n boek op my rak wat sê, seer gemaak deur Christene. Die hele boek gaan oor die verhale van mense wat seer gekry het oor die tonge van Christene. Hoekom, Here, die gebrek aan eenheid, soveel geestelike strominge, soveel geestelike verwarrende uitsprake? Hoekom, Here? Dis aan U kerk, dis aan U liggaam. Hoekom, Here? Hoekom al die geldskemas? Mense wat onder die dekmantel van kerk wees, van Christen wees, van goed doen aan ander. Ponzi skemas aan die gang hou, waarin mense al hulle geld verloor. Wat niks oor nie. Waarom, Here? Waarom moet Michelle Potgieter, wat een van U getroue, gehoorsame getuies is in Oekraïne, waarom moet Michelle alleen in Oekraïne agterbly, nadat 'n man, 'n toegewyde Christen, aan COVID dood is? En 2 weke gelede, haar 24-jarige dogter, wat saam met haar met 'n passie gedien het in Oekraïne, aan kanker verloor. Hoekom, Here? Maria Lena, haar dogter, se wonderlike getuienis op haar sterfbed. En Michelle, se wonderlike getuienis na haar dogter se dood. Dat die Here ons vashou. Waarom soveel wreedheid? Waarom soveel werkloosheid? Waarom soveel negativiteit, Here? Sien die donker goed raak. U is die lig, maar ons leef negatief. Ons verwag altyd die ergste. Ons sien altyd die ergste. Ons soek altyd die bobbejaan agter die bult. Maar U is die lig. Ons kan U vertrou vir die toekoms. Maar ons soek die negatiewe.
Ons kla oor straatligte, Here. Maar ons sê nie dankie dat ons motorkarre het nie, anders as die donker strate nie gevoel het nie. Ons kla oor ons ou skoene, maar ons sê nie dankie dat ons voete het om die skoene aan te trek nie. Waarom, Here? Waarom in ons land nog steeds rasisme? U leer vir ons dat alle mense deur U gemaak en alle mense is gelyk voor U. En ons hou 'n ding lewendig waarin ons mense etiketeer volgens kleur waarin hulle niks kan doen nie. Kan niks aan doen nie. Waarom, Here, vroue mishandeling? Hoekom moet ons in Suid-Afrika programme hê teen vroue en kindermishandeling, Here? Is ons morele kompasse dan so uit? So skeef? Hoekom, Here, dit? Hoekom die armoede? Hoekom, Here? Hoekom moet Asaf in Psalm 73 skryf? As ek kyk na die rykes, sy woorde in Psalm 73, hy sê as ek kyk na die rykes, dan puil hulle oë uit van vet. Die goddeloses. Hy noem daai mense die goddeloses, die goddelose rykes. Nie alle rykes is goddeloos nie, hy praat van die goddelose rykes. Terwyl ek wat U dien, Here, terwyl ek wat my bes probeer, swaar kry. Hoekom, Here? Toe skryf Asaf, toe het ek nagedink om dit te verstaan, maar dit was moeite in my oë. Met hierdie hoekom vra het ek probeer antwoorde kry, maar dit was moeite in my oë, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het, en op hulle einde gelet het. Dit was moeite vir my, totdat ek in die heiligdomme ingegaan het. En dis waar jy vandag is. Kerk is nie heilig nie, die gebou is nie heilig nie, maar God is heilig en ons is in God se teenwoordigheid. Ons bevoorreg om dit in 'n kerk te kan hê, in 'n kerkgebou te kan hê. Wat vir my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Die Here het my toevlug gestel om al U werke te vertel. As ons dis kom en ons kan vra vir Here, hoekom? Dan kom ons vanmôre hiernatoe. Dus bedaar, word kalm, word rustig. God is hier. Word kalm, word rustig. God is hier. En weet, erken dat ek God is. Die feit dat jy vandag en ek hier is, maak dit ons tussen al ons hoekom vra en goed wat ons nie eers net in woorde kon sê nie, daar's nog veel meer, dat ons vanmôre hier kan kom en sê kom ons raak net bietjie rustig. Kom ons keer dat al hierdie hoekom vra die ons onrustig maak, ons vervreem van ons verhouding met God nie, want dan word hoekom vra slegte vrae. Maar God sê vanmôre vir jou, kom hiernatoe. Kom hier, ek is hier. Jy kan jou hoekom vra. Kan jy vanmôre kom vra. Ons bly sit, want dan sing ons hierdie lied. Bly net so sit en dan stem jy jouself in tot 'n stuk rustigheid saam met God. Stil en weet, ek
net nadat ons die Here op sy spesiale manier ontmoet het, en nadat hy ons op sy spesiale manier gegroet het, sing ons lied 518. Dit is ons antwoord. Kyk, as mense mekaar groet, né? As ek nou vir jou sou groet, sê môre, wat doen jy terug? Dis hy. Jy antwoord terug. Jy antwoord terug. God seën ons vanmôre. Hy gaan ons groet en dan antwoord ons terug met lied 518, hoor. Nou ja, die Here groet jou vanmôre. Hierdie God wat vir jou sê, bedaar nou, wees rustig. Dit is asof hy vir jou wil sê en vir my wil sê, fokus nou 'n bietjie op my. Moet nou nie fokus op al hierdie ander goed nie, moet nou nie fokus op al die goed wat in die rapport staan vandag nie. Moet nie dit doen nie. Ek het op 'n call tussen Bloemfontein en Christiana gery. Nou die van julle wat die Vrystaat ken, sal baie goed weet dat die Vrystaat se paaie, kom ons praat nie daaroor nie, maar praat ons mos nou negatief. Ten minste dat dan op paaie. En as ek nie 'n kar gehad het, ek nie geweet hoe sleg is die paaie nie. Goed. En ek ry, in die langste kant sulke baie mooi groen weivelde, en dan loop 'n klompie beeste. Maar is mooi beeste, hulle is letterlik lekker uitgevreet. Hulle is lekker mooi. En ek sê vir die kinders, dit is lank terug, my kinders was nog so groot, ek sê vir hulle, kyk hy mooi beeste. En ek kyk ons vir die beeste, dwa, stamp ek 'n slaggat. My oog van die pad afgehaal, en ry ek 'n slaggat. Vanmôre sê die Here vir jou, pas op vir die slaggate, moenie dat daai goed jou fokus word nie, fokus nou op my te midde van al die slaggate. Bedaar en erken dat ek God is. En dis ek wat vir jou groet, sê die Here. Op my spesiale manier groet ek vir jou. My liefde, my genade en my vrede, dit gee ek vanmôre vir jou in oorvloed. Kom ons antwoord, Here, ons gaan staan. Voor die soms op die Here te ver is, nooit wil jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees vooral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom uit die hemel neer, met versuim en geskaal, kom hy al sy mense aan. Deur sy woord het ons Jesus gaan terugkeer, na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreek is aan Jesus kom heel maak, deur sy woord het ons alles van sin. Môre saam by die wind, by die glimlach van 'n kind, maak jou los van die kwaad, dis jou seker wat jy praat. Voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees vooral met jou sal gaan. In die Bybel, kyk, ons ken mos nou die Exodus 20 wet en al daai goeders ken ons. Sekerlik een van die ingrypendste wetgedeeltes in die Bybel, en sekerlik een van die kortste sondebelydenis in die Bybel, was toe die arm ou in die tempel gesit het saam met die fariseer. En hulle bid. En die fariseer sê, ag Here, baie dankie dat ek nie soos een van daai mense is nie. Baie dankie dat ek u kan dien en dat ek alles kan doen wat u vra, so asof 'n mens nou alles kan doen, maar hy sê so, dat ek alles kan doen wat u vir my sê en vra.
Here, jy moet dan mooi verstaan, as ek nou 'n CV sou moes aanhandig, dan gaan daai CV lekker volgeskrywe wees. En as ek nou by iemand moet 'n getuieskrif kry, dan gaan dit 'n getuieskrif wees wat die heel beste bevat. Here, check my net. En hier kom die ander ou. En hy sê, Here, net een sin. Wees my sondaar genadig. Wees my sondaar genadig. En die kortste geloofsbelijdenis wat ons in die Bybel kry, is toe Jesus die tweede keer na Thomas toe kom. Kyk, die eerste keer was Thomas, hy het geskitter in sy afwesigheid. Ek weet nie waar hy was nie, maar hy was nie daar nie. En toe sê hy, ek sal nie glo dat Jesus opgestaan het, as ek nie my vingers in sy wonde kan indruk nie. En hier verskyn Jesus weer aan Thomas. En hy sê vir Thomas, Thomas, kom, jy wil mos sien voor jy glo. Jy glo mos andersom. Geloof beteken eintlik om te glo sodat ek kan sien, maar jy wil mos nou sien sodat jy kan glo. Maar kom. Thomas het nou nooit daarby uitgekom nie. Want sy geloofsbelijdenis het hom gestop. My Here en my God. Wees my genadig, o God. U is my Here en my God. Here, vanmôre is ons hier by U, ons bely ook dat ons dikwels ons oog en ons hart en ons hand en ons verstand en alles so laat intimideer deur 'n wêreld waarin ons bly, wat ons bang maak. Dat ons so die slegte goed wat met ons gebeur in die lewe so makliker onthou. Maar vanmôre kom ons ook en ons vra, Here, wees my sondaar genadig. Help my om anders te kyk vandag. Help my dat my brein ander paaie sal loop, as om met hierdie vrae wat my aftrek, besig te bly. En laat ons, anders as Thomas, Here, asseblief, dat ons vandag weer opnuut in U glo, ons aan U verbind, U vertrou, sodat ons anders kan kyk, anders kan sien. Ons sien vreeslik uit, Here, baie uit om te hoor en te ontvang wat U vir ons gee, ook vandag. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan grepe lees vir julle uit die boek Habakuk. Ek gaan die tekste wat ek gebruik alles daar gooi. As jy jou Bybel wil oopmaak, sê welkom, maar ek gaan nou nie die tekste so agter mekaar lees nie. Ek gaan seker grepe uithaal, anders gaan ons daarom baie lank besig wees om net te lees in die Bybel. Wat's die agtergrond vir Habakuk? Julle nou, ek wil nou nie vandag sê trek lyne na vandag toe nie, want dit kan nou nogal gevaarlik wees. Ek meen Habakuk is hier voor Christus, lank voor Christus, en hier is ons al 2000 meer jaar na Christus. So dat baie goed gebeur, so pas op om nie te direkte lyne te trek nie. Kyk eerder vir tendense. Met ander woorde, kyk eerder wat gebeur daar en wat gebeur hier. En dis God wat praat. Hy is nog dieselfde God. Alles dinge nie altyd dieselfde nie, is dit dieselfde God. Nou die volk van Juda, daar was 12 stamme van Israel, die volk van Juda en 'n halwe stam van Manasse, 1,5 stam van daardie 12 het weggebreek van daardie 12 stamme van Israel. Hoekom? Want Jesus sou kom en hy sou gebore word uit die stam van Juda.
So hulle word eintlik 'n amper volkie op hulle eie, waaruit Jesus gebore sou word. Nou hierdie ou klein spannetjie mense, relatief klein spannetjie mense, raak bewus van die Babiloniërs wat wil kom oorlog maak. Nou julle, die Babiloniërs was in daardie dae bekend as die magtige volk. Hulle kon oorlog maak, hulle kan jou soos muurtjies platvee. En die Babiloniërs kom nou oorlog maak teen hierdie ou stammetjie van Juda. En Juda was natuurlik baie bang vir die Babiloniërs, natuurlik. En toe stuur die Here vir Habakuk, en hy sê vir Habakuk, Habakuk, dis die situasie daar. Ek vra vir jou, dat jy as profeet sal gaan optree. Nou profeet moet ons baie pas op, profeet beteken nie iemand wat die toekoms voorspel nie. Dis iemand wat God se wil bekend maak, en binne God se wil is daar dikwels goed wat die toekoms raak. Dis waar. Maar ons het ongelukkig baie profete, wat sekere voorspellings maak oor wederkoms en wegrapings en sulke goeders. Dis die agtergrond. Here, kyk nou waar begin Habakuk. Hy begin met 'n eerste klag. Sy eerste 2 hoofstukke is 2 klagtes. Habakuk val nie in met 'n soetsappige boodskap hier nie. Habakuk val in met 2 klagtes. Hier kom die eerste ene. Here, hoe lank moet ek nog bly roep dat U moet help? Sy eerste klagte. Here, dit lyk nie of U wil help nie. Hier sit ons nou met hoeveel hoekom vra plus nog. Dit lyk dan U wil nie help nie. Habakuk se eerste klag. Dit lyk nie of iets verander nie. Dit lyk amper nie die moeite werd om U te dien nie, want niks verander nie. Dit klink asof U nie hoor nie. Ek kla by U omdat mense ons aanrand en doodmaak, maar U red ons nie. Kyk 'n bietjie hierso. Hoekom, Here, laat U my hierdie verkeerde dinge sien? Hoekom, Here, verdra U dit dat mense swaar kry? Waar ek ook al kyk, lê dinge verwoes. Die wêreld is vol geweld, oral stry en beklei mense. Hoekom, Here? Habakuk, die profeet van die Here, Habakuk wat die Here liefhet en die Here dien, begin deur te vra, hoekom, Here? Verstaan jy? Ons mag hoekom vra as daar 'n verhouding is. Habakuk het dit gevra. Ons mag. Die Here het toe vir die mense van Juda gesê, ek gee binnekort 'n groot verrassing vir julle. Nou gaan sit die mense lekker agteroor hulle leunstoele, die Here sê hy gaan 'n verrassing vir ons gee. Ons moet net vasbyt. Hier kom nou 'n groot verrassing. Is amper asof hulle nou sê, hey, het julle gehoor? Die Here gaan vir ons 'n verrassing bring. Die Here gaan hierdie hoekom vra beantwoord. Wat was die verrassing? Hier is dit. Ek maak die Babiloniërs die mag wat al die volke in die wêreld sal oorheers. Hulle reputasie is oral bekend. Hulle is 'n wrede en 'n woeste spul mense. Hulle stuur hulle soldate die wêreld vol en neem die lande in. Die verrassing vir julle is dit wat julle nou beleef is die naaste by die totale prentjie. Die prentjie agter die hoekoms is veel groter. Ek bring nie vir julle lig nie, ek bring eintlik vir julle nog 'n bietjie donkerte. Dis wat Habakuk sê. Hulle verwag die verrassing is soos 'n lucky packet, jy weet, ons maak hom oop en maar Habakuk sê vir julle, hier is 'n lucky packet. Maar binnekant is daar nie 'n presentjie en lekker nie, binnekant is daar pyn en seer. Nog erger. As mense net aan hulle dink, dan raak hulle bang en lam van vrees. Dis in die lucky packet. As julle, dan is daar nog meer, lam van vrees.
Hulle is so arrogant, hulle maak hulle eie wette oor wat reg en verkeerd is. Vir hierdie mense is hulle eie mag hulle God. Hulle glo, hulle mag kan nie misluk nie. Ek wonder hoe daai mense gereageer. Toe hulle hoor, hier's 'n verrassing, en die verrassing is die Babiloniërs het soveel mag, hulle is arrogant. Hulle gaan nie misluk nie, daar staan dit. Hulle gaan nie misluk nie, hulle glo dit. Ek wonder wat gaan deur jou, as jy vanmôre hoor, dat die Here vir Habakuk sê, Habakuk, gaan vertel vir al die volke, tot vandag toe, gaan vertel vir hulle, daar's verrassings op pad. Ek is seker dit laat nie een van ons beter voel nie. Ek wil waag om te sê, as ons vanmôre dit hoor vir Juda en vir die kerk van vandag, Jesus se kerk, Jesus wat uit Juda gebore is, dan kan dit dalk wees dat ons lus voel om nou maar ons tasse te pak en te loop. Maar Habakuk kom met 'n tweede klag. Sy tweede klag. U is so volmaak dat dit onmoontlik is om te dink dat sulke verkeerde dinge sal sien gebeur en dit doodgewoon sal kan aanvaar. Hoe is dit dan moontlik dat u sien wat boosdoeners aanvang en stil bly daaroor? Hulle wis mense uit wat beter as hulle leef. Tweede klag is, Here, sien u dan nie wat aangaan nie? Tweede klag. Eerste klag, sien u nie wat aangaan nie? Tweede klag. Selfs al sou dit nog erger raak. Vertrou ons nog vir u. Wanneer gaan u die oplossing bring? Tweede klag. Wanneer gryp u in? Eerste vraag is, sien u raak? Tweede vraag, wanneer gryp u in? En daar kan ons nou met Habakuk se tweede klag nou lekker saam praat. Wanneer, Here, gaan u ingryp? Wanneer, Here? Nie nou net meer hoekom nie, maar ook wanneer, Here? Hoe kan u mense so sonder beskerming los? Soos visse in die see wat enigeen sommer kan vang, of soos 'n swerm insekte wat nie 'n leier het nie. Here, gaan u toelaat? Dis ons vraag vandag. Gaan u toelaat dat hierdie vyand vir altyd so aanhou om genadeloos met ons te werk en hulle dood te maak? Sê weer, moenie 'n direkte lyn trek nie, dis vir Juda daardie. Maar ek dink, dit is dalk 'n vraag waarmee ons almal worstel. Gaan nie toelaat dat hierdie situasie vir altyd aanhou. Gaan nie regtig toelaat dat die hoekom vra so onbeantwoord bly. En dan sê die Here in hoofstuk 2 vir Habakuk. Is 'n belangrike vers hierdie 2 vers 1, hoofstuk 2 vers 1. Soos 'n wag op sy wagpos, uitkyktoring, dis 'n uitkyktoring, ander vertaling, sal ek om te hoor wat die Here vir my te sê het en wat hy met my klagtes gaan maak, ekskuus. Ek sal na die wagtoring toe gaan. Ek gaan wag op die wagtoring. Asaf het gesê ek gaan in die heiligdomme in. Habakuk sê ek gaan op die uitkykmure sit. Want as ek op die uitkykmure sit en ek kyk buitekant toe, dan sien ek die Babiloniërs. Kyk ek binnekant toe in die stad in, dan sien ek hoe verwoes is hierdie spul mense. Ek gaan daar sit en wag en fokus op die Here. Soos Asaf sê, ek gaan daar in die heiligdomme fokus op God. En dan gee die Here vir Habakuk 'n ongelooflike antwoord. Kyk 'n bietjie saam met my vanaf hoofstuk 2. So het die Here my geantwoord. Skryf versigtig en duidelik op kleitablette neer wat ek jou gaan wys, sodat enige mens wat lees nie kan wag om dit aan ander te vertel nie. Maak seker
dat jy dit onthou wat ek nou gaan sê. Skryf dit neer. Skryf dit neer, Habakuk, ook sodat ander mense dit kan lees. Een van die ouer vertalings sê, skryf dit so neer dat as mense daarby verby sou loop, hulle dit sommer nie verbygaan sal kan lees. Skryf dit neer dat almal hoop kry uit hierdie heiligdom, uit die wagplek saam met die Here. Is daar hoop? Van hieruit is daar hoop. Die dinge wat ek jou gaan wys, gaan nie nou dadelik gebeur nie. God se tyd, nie ons tyd nie, maar binnekort gaan dit sekerlik gebeur. Dalk voel dit vir jou of dinge sloer en of niks aan die gebeur is nie, maar wees net geduldig. Jy sal sien, dit sal kom en niks en niemand sal dit kan terughou nie. So diep as wat die klomp in die gat geval het om te hoor, die ergste kom nog, so kom die Here en hy tel hulle uit die gat uit en sê, dis 'n proses, dis nie 'n vingerklap nie, dis 'n proses, sal oor tyd gebeur. Wees dus net geduldig, sal oor tyd kom. Miskien nie ons tyd nie, miskien God se tyd. Verseker, God se tyd. Die vyand is vol van homself, maar sal nie oorleef nie. Maar mense wat die Here met opregte hart dien, sal lewe, as hulle aan hom getrou bly. Die Here het mag oor die hele wêreld. Hy sal alles waarvoor volke so hard gewerk het, en soveel moeite voor ingesit het, in vlamme laat opgaan. Julle Babyloniërs het onverantwoordelik met die natuur ook gewerk. Julle het wild en wakker bome afgekap en wilde diere doodgemaak. Nou is dit julle beurt. Dit kan julle weet, daar is niemand so besonder soos die Here nie. Hy is by sy volk teenwoordig en daarom moet alle mense op aarde liewer uit respek vir hom stil bly. Jou woorde tel. Ons wil God baie keer in ons woorde indruk, in plaas daarvan dat ons inval by God se woorde. Toe ek hierdie dinge gehoor het, het ek aan die ruk gegaan. Kyk net wat gebeur met Habakuk. Het aan die ruk gegaan en my lippe het gebewe omdat ek bang was. Eintlik staan daar geskrywe omdat ek soveel respek vir God het. 'n Lamgevoel het oor my gekom en my bene het onder my pad gegee. Ek het besluit, wow, 6 goed wat Habakuk besluit het. Daar in die stilte van die heiligdom, daar in die stilte van die muur, raak die Here aan hom, aan jou en aan my, met 6 goed. En ek gaan 'n WhatsAppie stuur met hierdie 6 goed, gaan ek aanstuur, ek dink, die nommer wat ek nou seker is, ek het is Johan se nommer. Johan, kan ek vir jou aanstuur? Alright, jy kan dit miskien net na die kerkkantoor toe, waar ook al versprei, en as mense dit wil hê, dan kan hulle dit met 'n WhatsAppie daarvan afkry. Is dit reg so? Baie dankie. Hier kom 6 goed. Ek sal rustig en stil wag vir die dag van die Here se straf, se ingryping. Rustig en stil wag. Jy sien as dit gebeur, né, dat die Here so met 'n vingerklap alles verander, dat hy net so die storm stil maak en so aan. En as hy net so vingerklap aan 8000 mense het kos, dan het niemand iets geleer nie, dan het hulle gesê, wow, God se wonderwerke. Maar God wil vir jou in die stiltes kom laat ontdek dat dit nie 'n God se wonderwerke is nie, maar dat dit jou en my God is deur Jesus Christus wat vir jou en vir my ontwikkel en laat groei. Ek skryf die tekste agterna want ek het dit net so uit die teks uitgehaal in die boodskapvertaling. My vertroue is nie afhanklik daarvan dat dit goed gaan met my nie. Ek kan dit nie verdien nie. Die feit dat ons baie keer dink, omdat dit goed gaan, omdat ek dit verwerf het, behoort die Here vir my nie 'n siekbed te gee nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Die siekbed is juist die plek waar ek die Here ontdek.
Jy is waar ek leer. Al dra die vye boom nie vye nie, en al is daar geen druiwe nie, nogtans sal ek die Here met 'n hart vol blydskap dien. Ek dien nie die Here omdat dit met my goed gaan nie. Ek dien die Here omdat die Here my Here is en ek afhanklik is van hom. O God. Ek sal aan my ervarings vashou, hoe die Here my uit moeilike omstandighede gered het. Ek sal dink aan my verhaal, waar die Here vir my gesorg het. Waar hy my uit moeilike omstandighede gehaal het, waar hy sê nou maar 'n genesing vir my gebring het. Toe ek gedink het, is tickets met my. Waar hy vir my werk gegee het, toe ek my werk verloor het. Die Here wat as koning regeer, gee vir my die krag wat ek nodig het, vir hierdie wagtydperk, om met sy krag te gaan wag, en sy krag te gaan leef. Hy maak dit vir my moontlik om probleme sonder moeite te kan hanteer. Ja, sonder moeite beteken nie maklik nie, sonder moeite beteken met sy krag kan ek hier deurgaan. En dan sê Psalm 73, soos by die foto, as jy gaan stil word in die heiligdom en jy dink oor al die voorspoed van ander, en jy dink oor wat met jou so sleg gaan, kyk net 'n bietjie verder, kyk op die pad, kyk net 'n bietjie verder. Kyk net na die einde. Wat is die einde van die goddelose voorspoediges? En wat is die einde van die mense wat deur swaar kry gegroei het in hulle verhouding met God? Dink net 'n bietjie verder. Jesus het dit bewys. Jesus het dit vir ons gegee. Jesus het dit vir ons gedoen. Uit die stam van Juda het Jesus dit kom doen vir jou en vir my. Dus, stap saam met die Here. Doen die 6 goed. En ontdek, dat al sou die vye boom nie meer word nie, en al sou daar nie druiwe wees nie, en al sou alles teen my wees, nogtans sal ek jubel in God my Here. Here, baie dankie dat ons u woord kan ontvang uit u hand, 'n geskenk uit u hand. En ons wil graag vandag op grond van hierdie woord, wil ons graag vandag gaan leef. Amper in die voetspoor van Habakuk, maar beslis in die voetspoor van Jesus Christus. Ek bid vir die gemeente, vir die leiers, vir elkeen wat in hierdie gemeente iemand is wat die woord uitdra, wat hoop bring in 'n wêreld wat so maklik hopeloos raak. Ons bid vir groter kerklike sake. Hier is een van die dae, baie naby eintlik om die waarheid te sê, synode sitting. Ons wil bid, gee dat die kerk, die NG Kerk, 'n ligdraer in die donkerte sal wees. En Here, kan ons vir u vra, saam met Habakuk, dat alles wat in hierdie wêreld aangaan, weet ons, u sien dit, en ons weet dit, al voel ons baie keer u doen niks nie, dat u in beheer is, en ons sien, al met ons geestesoog, hoe dat u vir u kinders in Suid-Afrika, en vir die land Suid-Afrika, en vir die land Suid-Afrika binne in 'n wêreld, die hoop en die lig van die wêreld wil maak. Ons eer u daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Die offers word by die deure opgeneem en ek nooi vir jou om hierdie lied te laat vloei deur jou. Heer, laat vrede deur my vloei. Nie onrustigheid nie. Nie die kyk na verkeerde goed nie. Laat dit vrede word. Franciscus van Assisi het in die 17de eeu hierdie lied vir ons gegee, staan in ons liedboek. Baie dankie, kom ons staan en sing ons dit. Laat hierdie vrede deur my
weer geloof in U, o Heer. O leer my om altyd so te leef, om ander oor as myself te hou. Ja, om liefde ander oor myself, en ook Heilige Gees te verwag. Laat hier die vrede deur my vloei, en laat ek opgee waar daar my wil is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander oor as myself te hou. Ja, om liefde ander oor myself, en ook Heilige Gees te verwag. Laat hier die vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander die aan my in my kan sien. Na afloop van die ontvangs van die Here se seën om jou uit te stuur, gaan ons nog 'n lied uit die liedboek sing wat gaan oor vrede. Dona nobis pacem. Here, gee ons vrede. Kom ons bid dit, dat ons uitstap daar rustigheid en vrede by ons is, omdat ons van God se heiligdom was. Mag sy liefde, sy genade en sy vrede by jou wees. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis Ek deel voor U neer, hier voor die troon. Die grond is heilig en ek is kaalvoet. U word meer en ek word minder. U is heilig, U is hier.